Ek gaan nou vir een van ons eregaste vanaand hierdie geleentheid gee om met ons te gesels. Dames en here, die persoon was in 1996 hier by ons skool in matriek gewees, 'n hoofseun van hoërskoolgenote. 'n Man wat, as jy by hom klas gekry het, die kinders met die grootste verwondering oorpraat. Iemand wat regtig nie net 'n stempel maak in jou geheue nie, maar in jou hart. Want jy kan nie in sy teenwoordigheid gewees het sonder dat hy 'n indruk op jou gemaak het nie. Gaan praat maar met die kinders wat by hom skool gekry het, maar ook by sy personeel. Hoekom is dit so? Want hy praat met passie, hy het 'n liefde vir wat hy hier gedoen het terwyl hy by ons was. En dit was ook sy eer en voorreg om vir ons die credo te skryf vir hoërskoolgenote. So dit is my voorreg om dan ook nou vanaand vir hom aan die woord te stel en vir hom te vra, vertel vir ons die storie asseblief van die credo van hoërskoolgenote. Dames en here, Jason de Kok. Ek het nie gedink ek gaan hierdie moet stel nie. Ek is die kortste hier. En as jy mens kyk na die foto hier aan die linkerkant, I'm twice the man I used to be. Baie dankie mevrou. Ek het nou voorberei. Josef was tensie die week. Ek het nie geweet waar om te begin nie. En soos meneer van Rensburg nou gesê het, ons het nou gesien in wat 'n rigting hy gaan, so hy gaan 'n paar stories vertel. Maar dit is my regtig voorreg. Geagte meneer en mevrou Moorkraft, ons het mekaar nou nog nie ontmoet nie, maar ek wil baie goeie dinge in elk geval. Wat ek van hou, omdat ek oud is. En dat ons weet dat jy 'n goeie indruk al klaar gemaak het en dat ons hoop dat dit gaan goed gaan. Maar ons sal nou vir jou 'n paar goedjies vertel. Nou, ek het ook al besef, so kort soos wat my arms is, het ek kort armsindroom en nou kort ek 'n bril. Maar is daar 'n maroon. Kyk. Ek het ook nou 'n bietjie al 'n paar goedjies bygeskryf soos wat die aand gegaan het. En mevrou De Tooy, daai 'n stukkie wat jy nou gewys het van daai Huguenote oud Huguenote. Ek het 'n boek met 'n gedeelte daarvan in. En dis my baie mooi en ek gaan nou vir julle 'n paar goedjies vertel. Personeel, oud Huggies, huidige Huggies, toekomstige Huggies en vriende. Wat 'n eer om hier te wees. Voorreg om op die skouers van legendes te kon staan, saam met hulle te stap. Soos Richard bijvoorbeeld, ek het nou, toe kom nou sien van ons, het so goed om hom te sien. My en sy pa het gekruis toe hy matriek was. My eerste woord aan hom is, wie sê, is jy Mr. Anders? Sê, wie is jou Mr. Anders? Maar toe was ek voorgestel, vroeger na jaar as die oud, ek het nou as 'n onderwyser in die begin, en toe is ek voorgestel as die oud hoofleier, of dirigent van die skool. Toe is ek al onderwyser nie. Maar toe wil hy nou weet. Maar in elk geval, saam met hulle te stap, van hulle te kon leer en saam toekomstige dinge te droom. In Psalm 55 vers 14 sê, we took sweet counsel together and walked into the house of God in company. My ma het altyd gesê, Springs and Huguenote is the center of the universe. Ons kan nou saam gesels oor wat dit beteken om 'n Huguenot te wees. Wat is Huguenot? Oorspronklik afkomstig van die woord uitgenossen, 'n eed wat afgelê word tussen vriende wat die Here wil dien. Dit is toe later verander na huisgenoot en toe Hugenote wat sê omdat ons saam is, sal ons die Here doen. Dis waar ons oorsprong kom. As jy kyk na die geskiedenis van Hugenotes, die Franse Hugenote, is mense wat die Bybel self wil lees en nie gesê word wat om te doen nie. Ons wou nader aan ons Here wees. Ons was die geesgenoot. Dit was 'n slegte naam wat vir die Hugenotes gegee het omdat ons die Here doen. Wat is dan volgens die standaard van die skool 'n Hugenoot? Volgens die ware Hugenoot en die Hugenote se kruis sê die volgende van ons. En ek sluit ons almal in. Karaktervasheid, beginselvasheid, pligsgetrouheid, durf, inisiatief, deursettingsvermoë, verfyndheid, loyaliteit, nederigheid, standvastigheid, prestasie volgens vermoë, getroue werksvermoë, verdere studie in 'n beeld van die skool uitdra.
Ek het 4 mense wat ek baie spesifiek gekies het om sekere karaktereienskappe van dit uit te beeld en te assosieer. Nou toe ek hierdie geskryf het, was daar van my gesê ek moet praat oor die credo en soos ek nou al klaar gesê het, ek kan al 'n bietjie uitbrei. Maar ek het 4 mense wat in my gedeelte 4 van die strofes van die credo wat ek nou geskryf het, vashou en vasmaak. Ek wil ook sê, daar is 'n ou credo van die skool, ek het nog gestaan het 6 blaadjie, ek het baie genoeg goeders. Ek het my staan het 6 blaadjie toe ek in die skool gekom het. Ek het my staan het 9 blaadjie toe hulle gepraat het, wie gaan die hoofseun wees, en ek het my laaste blaadjie toe ek klaar hoofseun was. En baie mense het my lief gemaak vir die genoot. My pa, André de Kok, was die woordjie opreg in die eerste strofe van wat ons nou sal sien. Was 'n moeilike ou. Mense wat hom leer ken het geweet, jy gaan jou paadjie mooi moet leer. En hy baie verkeerde goeie gedoen, maar hy 98% van die tyd het hy goeie gedoen wat mense nie kan vergeet nie. En mense geïnspireer en my geïnspireer. So die woordjie opreg het ek hom ingesluit. Alleen nog keer wat met een oomblik in my lewe op die stoep na my toe gekom het gesê, jy okay my kind. En ek assosieer hom met liefde. Heidi Sherman, wat in laerskool Jan van die Week vir my skool gegee het, en ek het daar met goedhartigheid gekoppel. Maar die woord wat ek by haar is aanvaarding. Sy het my aanvaard vir wie ek was. Klein mannetjie, baie besig, conference gehad, en sy het dit uit my uitgetrek. Ek kon toneelstuk in haar klas doen. As dit te besig raak, dan sê sy my, gaan uit en gaan werk aan 'n toneelstuk, en as jy nou net terugkom, dan kan ons dit dan in klas gee. Maar sy het my aanvaar vir wie ek was. En dit is die goedhartigheid in die credo. En dan Harry Heinz, voorbeeld. En dit is die geloofgedeelte in die credo. Dit is alles die eerste strofe wat die fondasie lê van wie ons is. Hierdie 4 mense as ook ander in my lewe het 'n groot invloed op die inspirasie vir die credo. Ontwetend het hulle my gevorm, verander, gedissiplineer, liefgehad, gelei, stil gemaak, en my laat weet dat ek kon wees nie wie ek wou wees. Ek kon droom in die skool. Ek was klein, ek het hier aangekom met baie high hopes, en hulle het dit vir my dit gegin. Hulle het ook ander inspireer om deel te wees in die agtergrond. So tussen die lyne van die credo deur. Die credo sluit al ons herinneringe, oomblikke van inspirasie en woorde, pyn, liefde en oorwinning. Hulle was geroep, geplaas en gekies om ons te vorm. Jare se huguenoters was geïnspireer deur onderwysers van huguenote, wat 'n impak in ons lewens gemaak het. Hulle het baie meer gedoen as wat hulle gedink het. Daar is ook 4 fases van huguenote, soos die 4 strofes van die credo, wat ek wil inweef, wat die tapestrie van huguenote in goue garing gemeng met maroen en blou die groter prentjie vorm. Maroen, die bloed van Jesus. Blou, jy is koningskind. En goud, ons harte gevorm deur God. Ek wil nou iets bygesit het, toe meneer gesê het, maar daar's sulke spesiale kinders hierso, en daar was spesiale kinders in die groep. En ek onthou jare terug, het ek 'n ding geskryf, mosbedekte stukkies goud. Want almal van ons 'n bietjie seer gehad. Maar het ons mense gehad wat ons kon vorm en lei en drukkies gee en inspireer om daai goud uit ons uit te kry. Daai wie ons is, daai dieper mens. So gedeelte klein oomblikke wat ons gaan gevorm het as legendes, en daai is almal legendes van die genote wat voortleef. Nou, wat wie nie weet nie, en dink is 1990, want hy was nog nie in die skool. Het my pa eendag by die agterste hek van die genote seuns, daar waar die skuif, waar die bane was daar 'n muur wat by die hek was, wat so hele graffiti is gekrap is. Het my pa met die 50 jaar
daai 50 jaar herdenking. Toe het hy daar gesit en ons het so 'n klein maroon bakkie gehad. Aan die een kant moes jy jou voete so dwars sit, ons gaan in die bak. Weet nie wat my pa die kar gekry nie. Maar het ook nie lang gehou nie, het ook gesteel, dink 'n bietjie later. Maar, terwyl ek op die bakkie sit, sê my pa vir my, moet iets uitdink oor wat hy oor die skool doen. En toe vat vir die woorde, die legende weer voort. Ek wil ook iets nagelaat het, en dit was my inspirasie om meer te wees as wat ek kon. Eerste fase, wil ek koppel aan die tyd voor ek by Genote was, toe my pa by Genote aangestel is. 'n tydperk wat my pa geïnspireer het en ook my om deel te wees van iets groter as onsself. My pa het my vertel van legendes, kinders en mede-onderwysers wat asemrowende hoogtes bereik het en ons wat glo het dat die skool gemaak was van almal wat groot word. Hoë hoogtes wil bereik en dat jy enigiets kan word wat jy wil. Ek gaan nou net daar sit, ek onthou dat ek van die laerskool of skool toe, hoërskool toe gehardloop het. As die skool uitkom, dan kan ek die eerste spasie oefen. En dan meneer Henderson het my gesê, Takkewyn, klim op die skraalmasjien en wys ons jou hoe lyk dit. En dan het ek daar gesit en al die groot mense, al die groot ooms, en dan skram hulle vir ure. En hy sê later gesê gaan ondersteun en hardloop, baie ons onder aan maroon trui op 'n veld en jy staan in die tonnelkennis, al wat jy sien is die maroon masjien. En wat 'n spektakel. Dit het ons inspireer om beter te wees en groter te wees en afwesig gehad. Ja. Weet jy lekker om hierdie woorde heeltemal uit te spreek nie, want ek het nie Latyns gehad, ons kon net soos oud soos julle ander nie. Esse quam videre, klink amper Spaans. To be rather than to appear. Ek wil nie lyk of ek dit kan doen nie. Ek wil dit kan doen. Ek wil hier met my vertrou. Ek wil hier met my mense om my vertrou. En een van die aande wat ek kan onthou, dit gaan nie nou oor my nie, dit is soos meneer gesê, dit is maar stories wat ek kan onthou wat my mag gevorm het. Ek onthou my heel eerste ervaring by Genote was, toe my pa vir my gesê het, hy het 'n nuwe ou by skool begin en al die juffrouens sê vir hom meneer, maar hy's 'n matriek. En ek vra my pa, wie is hy? Hy sê Piet Boshoff. Ek sê, okay, ek sal vanmiddag by die vriende stuur. Toe ek ons nie toe, ek ook dadelijk sê meneer. Maar hy was massive. En hy het ons skool beter gemaak, het was amazing. Ek het agtergekom dat dit nie by Genote, dit was nie al posisie of prestasie of status, maar wie hulle was, wat die Genote spesiaal gemaak het. Almal is belangrik. Almal is saam. Een vir almal, almal vir jou. Bygestaan, ondersteun, liefgehê, saamgesin, saambeklei, saamgehuil en saamgemaak. Ouer kinders wat na jonger kinders gekyk het. Die prestasies was die nagevolge van kinders, ouers en onderwysers wat die beste in mekaar gesien en ons liefgehad het. Die Genote familie. Ek onthou dat my pa genoem het dat daar bekers wat gewen was en toernooie, byeenkomste en wedstryde gewen was. Maar die mense, die kinders die belangrikste was. Hulle het al sig jou om die Genote beter te maak. Hulle het jou lief gehad, hulle het hom lief gehad. Hulle het hom inspireer en hy het hulle inspireer. En my pa se gunsteling fliek, Dead Poets Society, het pa altyd gequote. Captain, my captain. Oh, Captain, my captain. En hy het gesê, I went to the woods because I wanted to live deliberately. I wanted to live deep and suck out the marrow of life. To put to root all that was life. And not, when I had come to die, discover that I had not lived. Sure. En die Here het ons toegelaat om dit te doen. Hy het ons toegelaat om uit Springside groter te droom van ons kon. Dan sal die tyd dat jy vir Heidi Sherman
die drama uit my uitgetrek, geïnspireer en altyd vir die ander mense gesê, hy is spesiaal. Ek weet nou spesiaal. Wie jy raak wat sy bedoel het op daai stadium. Hy is belangrik en hy gaan goed doen. So vol van haar en my pa wat deel is van die genote, van mense van oral in die dorp en die gemeenskap jou sal aanvaar wees. Die wie jy wil wees, maar ook jou sal toets om die beste van jouself te gee. Alles vir jouself. Alles net vreemd verander. Wees net jouself. In die tweede fase van die storie, tussen die legendes, gee net jou beste, miskien sien hulle jou raak. Want toe het ek tussen hulle geloop, en toe ek staan in 6 jaar, was in 1992, 'n jaar wat na meneer Becker, in die tyd van meneer van Wyk. In 1 Samuel 16 vers 7, don't judge a man's face or height. Men judge by outward appearances, but I look at a man's heart, thoughts and intentions. Alles van myself op die soep is om ander seuns, die seunskool en later die saam die dogters by die gemengde skool. Almal is bereer, almal wil die genote beter maak. Onderwysers soos Juffrou Talenokie, Juliana Botha, Hans Liek, Karel Erlang, Elsa Vermeulen, meneer Johan van Rensburg. Mense wat dit vir ons lekker gemaak het om by Here te wees en ons opgetel het en ons meer geleer van onsself. Weet, 'n storie van my en meneer van Rensburg, die dag toe die seerskool toemaak, het my pa my hamer in die hand gegee, toe slaat ons die eerste keer die monument se bakstene uit en gesê, ons sal dit oorvat na die skool toe. En daai Desember het ek en meneer en my pa daai monument gebou waar hy nou staan. En dit is memories wat ek altyd sal hê. Ek onthou dit soos gister. Hoe ons net hier genote wil het voortleef. Dat ons dit altyd wil beter maak, waar ook ons gaan. Dan in daai tyd het ek ook te doen gehad met 'n juffrou, wat baie mense eintlik 'n baie rondeel voorgegee het, is Annetjie Fourie. Wat toe die twee skole saam gesê het, sy sal dit nooit kan maak. Dit is wat ek gesien het. Ek het wel gesien dat in my matriekjaar was 58 graad 8 seuns gekry. 58 seuns in graad 8 gekry. En ons het baie hoog gevat. Hy moet by. Hulle het ons 100 gegee na die een span. En toe 'n paar jaar later met Poolman hulle gegee ons hulle 100. Toe hulle die games sê, hy in 1995. Toe julle nie die rewer laat die game stop nie. Toe julle hier net oor verneder het. Het sal nie vandag gebeur. Dit is alles. Ek het vriende oor en dan ook, skies juffrou Bella, ons het al Bella Bob genoem. Skies juffrou, maar wat ek vir julle moet sê, daar was op die ouend, die vrou oor die mooiste hart van my gehad het. En my matriekjaar, wat 'n rowwe jaar was, nee, ek gaan die details nie, maar my ma was die 5de Junie in 1996 aan die Kaap gehad. Skrik. Ons was mooi na gekyk, maar die persoon wat dit vir my, wat ek nie verwag het nie, ek het nie verwag om haar gesig te sien nie. Ek het vir 3 weke elke aand by ons huis gestop. Vir ons kos gebring. En ons is gesels en moet gery. Volgende dag weer, dan mag ek kom maar en vir ons net weer kos gebring. Ek sal altyd doen. Dan het ek vriende gehad in daai tweede fase. Een wat my pa het gebruik om my te inspireer om te oefen. Dink jy Henning sal nou gaan lê? Dink jy Henning sal nou rus? Ek dink Henning hardloop die myl in 3 minute. Ek dink Henning spring 7 meter al ver. Henning is 26 meter vinniger as jy. En dan gaan oefen. En dis al wat ek gedoen het in my graad 7 jaar, van November af. Eindelik Oktober 1, sy kom my sê, wat wil jy wees? Sê ek wil die genote wees. Sê ja, maar jy moet genote die genote gaan.
Ek sê, ek kyk kos nie vir. Hy het my geïnspireer, baie meer as wat jy weet. Ek het hard gevoel om dit te doen met vriend. En dan wanneer ons oefen, dan is dan vat met pa my nie. Dan doen ek, wat is dit? 26-200 die middag. En dan het Henning die vermeerderheid, nadat ek nou net gaan lê het. Hey, wil jy nog 2 doen? Ja! Want as Henning dit kan doen, moet ek dit doen. Jacob Pieter was die op die ander man wat my op die rugbyveld op baie besig hou, hy het saam ons gespeel. En hy was die ou wat, hy was so fiks, en ek was altyd wil probeer, maar hy het my beter gemaak. Hy is nou nog 'n groot deel van ons lewe, ons is almal ons familie. En dan Gary Botha wat eers later by Huguenot, toe ons al hierso was, ek en hy het hierso langs mekaar hier, net hierso voor die deur het ons mekaar ontmoet. Dus ek net as veer gekies en ek moet nou die matrieks met 'n vraestelle skryf en ons ontmoet mekaar en hy sê dit vat op 'n perd, dit vat is baie moeilike woorde wat ek probeer het, was my prokureur. Vat 'n man op 'n perd en nie op 'n vark nie, né? Ek sê ek is daai renner op die perd. Dit het dis ons eerste ontmoeting en daarna het hierdie ou so groot deel van my lewe geword. Dit was in sy huis wat ek die eerste keer gebid het. Dit was in sy huis wat ek geleer het om Here te doen. Dit was in sy huis wat ek my drome vir hom vertel het en my teleurstellings. Hy het my beter gemaak. Ek wil iets vertel van Henning. Want hy is passionate hierin. 2 goedjies. Hy was in graad en ons staan het 10, graad 10 jaar, nee, graad 10, staan het 8 jaar, was hy gekies vir Huguenot as die eerste span. Selfs ons ek was, hier speel die eerste span, ek kan dit glo nie. En hy is een van net 2 ouens, wat 3 verskillende Huguenot try het. Seunskooltry, toe het ons weer 'n try gehad met altyd die wapens op, soos wat op daai is, en dan die nuwe try. Hy het meer as 50 wedstryde vir die skool gespeel. En hy afgestem, was seker een van die mees inspirerende games wat ek ooit gesien het, en ek was so speel by. Hy het veroorsaak dat ons by Kempton Park, dat hy die verspringput moes groter maak, want hy het behoorlik gespring in matriek. Nou, ek weet, as jy hom nou so kyk, sal dit nie gebeur nie. Maar ek was daar. Ek het altyd sy tree gevat, ek het altyd na sy, alle ander kinders het altyd sy showbout doen, maar ek het geweet, hy is besig om homself te motiveer, want ek weet wat kom. En die trap hy vast en hy spring reg oor die put. Val op sy skouer, want hy wil nie sy enkels breek nie. En dit was net 'n amazing ding wat ons beleef het daar. En om nog iets van hom te sê, is, weet, van graad 8 tot matriek, het Henning elke rekord gebreek, by elke atletiek byeenkoms wat ons deelgeneem het tot en met. As jy probeer inpas, moet jy baie van jouself afsny. Maar dis nie logies nie. Ek behoort. Dit is alles van my. Dit was my tyd in Huguenot. Fase 3, geroep om by Huguenot te wees. Nou wil ek onderwyser wees. Ek wil by Huguenot te skool gaan. Ek wou nie inspireer. Ek wou lei. Ek wou omgee en ek wou ondersteun. Ek wou net lief hê. Ek wil saam met Annie en Daan en Tinka en Ellie en Ilana en soveel ander, wil ek net kinders lief hê. Ek wil die Here belangrik voel en hulle moet weet dat ons kan wen. Want dis wat in hulle sit. Dis wie hulle was. Die Kreëus skryf sodat die groot kinders positiewe woorde oor hulself kan spreek. Deel wees van wat ons beleef het. I hope I could have made a difference. So terwyl, voordat ek die stukkie lees wat Elrie geskryf het, toe Elrie eendag my gesê het, ek vertel van my Daan. En voordat ek by my Daan uitkom, meneer Van Hesel, ek wil nog vir jou dankie sê, die kere wat ons al die jare met die revies die stelle gebou het. Meneer het my ongelooflik goed gemaak in Tetris daarna, want ek het nie geweet hoe ons daai groep is daar gaan inpas.
En elke jaar, dan kry ons het reg, dan laat ons anders lyk, en dan moet ek verf, en ek moet wild, en ek moet goeders vastmaak, en ons sit saam en gesels saam met Karel, dat ek nou al kan Karel noem, ek wil sê, jy noem my Karel. Ek wil altyd van sê, meneer Randel. Dit is my vrou se gunsteling onderwyser op skool. Sy het uit haar klasse uitgegaan, en die kantoor toe gaan sê, ek is nie in hierdie, ek is in Kali se klas. En dan moes dit verander, en dan moes dit doen. Dit was amazing. Nou wil ek ook net, jy verstaan, ek wil net vir jou ietsie sê, my sussie het my nou vertel of nie. Baie dankie vir dit wat jy vir my sussie beteken met ons kom. Ons baie keer, wat ek en my sussie met baie hartseer skuld gekom het. En dan het jy al opgetel. So dit 'n verskriklike groot liefde vir jou. En wanneer jy nie eie behoefte te gedoen het. Ek waardeer dit verskriklik. Meneer Steiger, ek wil meer dankie sê dat toe ek by skool gegee het jy vir my open canvas gegee dat ek kon doen wat ek wou. En ek kon liedjies skryf, en ek kon sing, en ek kon dans, en ek kon skree. Ek kon tonele afrig, ek het op stadium as ek die koor organiseer. Ek wou net hier bly, ek wou net hier wees. As jy my gesoek het, was ek by hier genoemd. Ek het nie uitgegaan. Ek was die hele tyd hier. Want my pa het my eendag, ons was by ons heel eerste bijeenkomst by Van Woerdburg stad, toe dit nog voor dit Centurion is, toe die twee skole met twee verskillende busse aangekom, en toe ry die een lot busse, want toe wil al die meisies met seuns in die bus klim. En hierdie busdrywers sien geen kinders kom nie, en hulle ry te weg. En 11:00 die aand kom ons by hier so by die skool aan, en almal vra, waar is hulle kinders? En my pa breek toe die garage deur loop, val hy ou canter, jy kan verby hom loop in 'n opdraande. Het hom buite las, ons het eendag op 'n rugby toer, toe reis my canter Middelburg toe gooi Anton Botha ou op 'n fiets met die ding, toe ons by die opdraande kom, toe haal hy ons in en hy loop. En ons raak so nervous, hierdie ou kom, hierdie ding kom, en ons kom nie oor, en hierdie ou loop later met sy fiets, want Anton hom raak gegooi met 'n stuk wors. En wat 'n leier, wat 'n mens. Nog voordat ek by Elris het gedink, kom ek julle vertel van my en Daan. Ek en Daan, mekaar leer ken nie by die skool, ons eendag mekaar vastgeloop, hy het nie te begin, sê hulle Daan, hy sê hulle sy en toe is ons vriende. En eendag, ek weet of meneer hierdie kan onthou nie, stuur ons om bokse te gaan haal by Pick n Pay met die skoolse bakkie. Nou, Daan, is jy die grootste mens wat ek ken. En ek sê vir die kortste mense wat hy ken. En nou moet ons met die skoolse bakkie ry. En terwyl ons met die skool, nou klim ons in, nou kan hy nie by die bestuurderskant in klim nie. Want die bakkie se seat kan net so ver terugkom. So hy kan nie daar sit nie. As hy aan die ander kant in klim, is hy nog steeds uit amper in die cabby heel ingeklim. Dit is 'n grootheid. Maar aan my kant van die bakkie is ek te kort om my pedaal uit te kom, om my die dash te sien. Hy sit ek so, want ek kan nie daarby kom, en hy sit so, en hy kan my ook help. Toe leek ons na meneer en sê, meneer kan ons maar die Toyota gebruik om te gaan. Daar, dankie vir wat jy vir my beteken, David. Dankie dat jy daar was vir my. Elrie het gesê, en ek glo dis die gesig van die gemeente. Want sy het net 'n manier met kinders. Elke kind is belangrik. Elkeen wat die reg loop. Die seentjie en die meisie wat in die moeilikheid is, en die wat die moeilikheid maak. Almal sy sin. Almal. En dan die vierde fase. Meer Moorkhof. Nou, Ignatte, dit is jou tyd om meer by te skryf. Gaan voort en maak legioens. Wees wat die wêreld nodig het. Ja. Ons ondersteun jou.
Ons hoop saam met julle en ons bid saam met julle. Ek wil vir jou 'n ding lees wat 'n baie belangrike deel van my lewe geword het. Ek wil iemand dit in jou inneem en dalk vir jou personeel sê, want dis personeel wat saam met my gewerk, ek baie lief is voor. Hulle sal vir jou die wêreld omkeer vir hierdie skool. Wees lief vir hulle, ondersteun hulle, bou hulle op, luister na hulle. Hulle het goeie idees. Die kinders wil verstaan word, hulle is frustreerd partykeer. Ons kom uit 'n moeilike gemeenskap uit. Hier is die enigste veilige plek vir ons. Meneer van Rees van Provinsie sê, toe meneer Nanne gesê het dat kinders die klere gehad het en kinders die skoene gehad het. En dat jou pelle nie bereid was om nuwe skoene te koop. Dit was eenvoudig. Ek moes Berg se skoolklere kry die weg dag toe weg is Parel Gimnasie toe bring al die klere vir my, want ek nie met skoolklere. My Paul het my een stel gekoop in graad 8. Ek het een stel gekoop. So. Toe my skoene gehad het my vriende nie nuwe skoene gekoop, hulle het hulle skoene reggemaak. So ek nie kos reg voel. So. Ek is 'n produk van 'n familie. Ek is 'n produk van die onderwysers van die skool, ek is 'n produk van my vriende, ek is 'n produk van die gemeenskap. Ek is trots op my gemeente. Quit living as if the purpose of life is to arrive safely at death. Run to the roar. Set God-sized goals. Pursue God-given passions. Go after a dream that is destined to fail without divine intervention. Stop pointing out problems. Become part of the solution. Stop repeating the past. Start creating the future. Face your fears. Fight for your dreams. Grab opportunity by the mane and don't let go. Live like today is the first day and last day of your life. Live for the applause of nail-scarred hands. Don't let what's wrong with you keep you from worshipping what's right with God. Amen. Dare to fail. Dare to be different. Quit holding out. Quit holding back. Quit running away. Chase the lion. Ja, amen. Hulle het gesê ons moet vanaand die credo saam sê. So ek dink hulle gaan hulle opsit, nee mevrou. En dan kan julle sien, as julle helfte van ons sien. Dus jy op skool was, die helfte van my. Kan ons daar nie op die ouders? Hoe kan jy allemaal sien daar? Nee, Ek sal met julle sê. Kom ek vertel julle wat gebeur het. Ons het geskryf een dag en ek het vir die kinders gesê, ek gaan hom vir hulle sê, want ek is in 2015, dis om vir die eerste keer die skool gebruik. Ek het weet wat Karel Besuidnout en Nabutie Adrian Besuidnout het my gesê. Hulle toe later hoofseun en onderhoofdogter van die skool geword. En ons het hom vir so 2 weke lank het hom net gesê. Ek het gesê dan praat hulle, dan sê ek, dan praat hulle agter ons aan. Dan sê ek, dan praat hulle agter ons aan. En toe eendag, toe ek so begin, toe sê die hele skool, en sommer ek het net stil bly. so. En dit was 'n oomblik, maar nooit het ons gejuig. En ek wil vir julle sê dat iemand soos Anneke Miller, ja, Annie, het 'n groot impak op hierdie skool se gees en julle moet haar oppas. Ons is lief vir die kinders. En wat sal jy ding wat jy altyd sê, jou krag lê in jou stilte. En baie keer het jy stil gebly terwyl ek saam gespreek het en ek moet vir jou dankie sê dat ek kom. Ek wou nie, was vir ons altyd. Ek is hier genooi. Op God sal ek vertrou. Met 'n leerskool van bevryding om my lewe op te bou. Geloof opreg en hartig. Ek liefde vashou. My medemens, my genoot, vryheid en trou. Ek beloof volharding. Ek dien die ideaal. Ek sal altyd vas bly staan. My karakter is vaststaan. Die kind van gees en die genoot by jou is waar ek hoor. Ons stap die pad as vriende. Deur my leef die legende voort. Baie dankie.